Nou ja, ons het allemaal al om die kampvuur gesit en gehoor hoe die manne stry. Ford, Toyota, die en daai en wie het werklik die beste bakkie in die land? Myne is beterer as joune. Wel, daar is 'n nuwe mededinger in die mark en ons gesels nou met die hoof van verkope by Kia Suid-Afrika, Ryan Scholes, oor die nuwe Kia Tasman. Ryan, hartlike goeiemôre. Baie dankie. Môre aan julle. Ja, dis lekker en ek dink jy's baie opgewonde om Baie te glinster in die oog, Ja, nee. 100%. So wat maak die Kia Tasman soveel anderste? Wel, ek dis seker maar die manier hoe hy lyk. Hy's baie uniek. So ons het nou al agtergekom jy's of vir dit of teen dit. Vir die wat teen dit is, moet net eers bietjie in hom ry en jy sal vinnig laat agterkom hy's daar. Hy's 'n looker. Ek moet sê die bietjie wat ek nou vanaf hom Ja. gesien het vanmôre, 'n looker. Hy is, ja, ek is bietjie militêr, redelik gespierd, Ja. maar ja, ek sal nou vir julle wys. Ons is opgewonde vir dit. Hoor jy, wat kan Suid-Afrika van die bekendstelling verwag? So dis 'n groot oomblik vir Kia Suid-Afrika. Dis die eerste keer wat ons 'n dubbel bakkie uitbring. So ek kan nie te veel vir julle sê aan pryse en daai tipe van goed nie, maar ja, ons is opgewonde vir dit. Ja. En dankie vir die geleentheid om hier te wees vanoggend. Ons gaan alles bekend maak later vandag, pryse, al die besonderhede agter die bakkie, maar ongelukkig moet julle bietjie langer wag. Ek het nou so gehoop ons kan eerste wees vanoggend, maar nou ja. Hoe lyk die huidige stand van bakkies, jy weet, en 4x4's en so aan in Suid-Afrika? Mark is groot, hè. So laas jaar so 61,000 dubbelkajuit bakkies verkoop in Suid-Afrika. Om mense 'n idee te gee, dis so 1 uit elke 8 voertuie wat in Suid-Afrika verkoop is 'n dubbelkajuit bakkie. So natuurlik 'n segment wat ons wil inwees en ons is baie opgewonde om die Tasman in te bring. Ek moet sê wat die res van Kia se produkte ook aanbetref, baie goeie produkte en jy sien ook baie van hulle op die mark van die kleiner ligter voertuie en so, maar ek dink julle is erg opgewonde oor die nuwe toevoeging. Baie. En ek dink wat regtig lekker is die bakkie dis 'n regte bakkie. Dis 'n 2.2 diesel. Hy sleep 3.5 ton. Dis al die hygiene factors wil ek sê wat 'n bakkie deesdae moet in het. Die Kia Tasman, so hy's klaar daar. Hoor jy so in 'n bakkie, I meen baie mense hou van 'n robuuste voertuig, maar ek dink van die skoner geslag, die dames het ook bietjie meer aanklank deesdae by die bakkies. 100%. En die Kia Tasman is 'n gerieflike bakkie. So die dae van 'n hard bakkie, iets wat dalk nie so lekker is om elke dag rondry nie. Die Tasman is soos 'n passasiersvoertuig. As jy hom rondry, maar op die grondpad is hy 'n bakkie. Yes. En wat se tendense sien julle deesdae in die mark ook, jy weet? Waarde vir geld is seker maar een van die grootste. 'n Voertuig moet moderne tegnologie in het, moet veilig wees. So dis 'n paar van die goedes wat ons regtig seker gemaak het die Tasman in het voor ons hom ingebring het. 'n Mens sien 'n nuwe bakkie op die vloer en in die winkelvensters en goedes, maar besef nie wat se harde werk en navorsing daarin is in Swets nie. Dieselfde ook maar in julle geval. Dis letterlik 'n paar jaar se. Ja, dit is 'n paar jaar. So die Tasman voor hulle hom uitgebring het, daar was so 300,000 kilos van testing op Robopaia, net op Robopaia, 300,000 kilos van Robopaia testing voor hulle hom uitgebring het om seker te maak hy is reg. Robopaia, so hy's in Suid-Afrika getrek. Hy's reg vir Suid-Afrika se omstandighede. Grondvry hoogte 252 mm grondvryhoogte, so dis lekker hoog. Reg vir al die slaggate. Absolutely. Ja. Hoor jy, hoe besluit 'n ou dan op 'n naam? Ek meen, daar het jy ook nou al die slim mense en goeters, maar kon ons hier in Suid-Afrika ook so 'n bietjie 'n paar name byvoeg en sê, ons het so gehoop, maar hulle het gesettel op Tasman. So wat interessant is die Tasman is net verkoop in 3 lande. So dis die Midde-Ooste, Australië en Suid-Afrika. So ek dink dit was een van die 3. Hulle moes 'n naam gekies het en Tasman was obviously. Nee, Tasman, hy loop lekker, hy beloop lekker. Hoe beïnvloed die ekonomiese welstand of jy weet die ekonomiese wat 'n ou nou mos maar sien, die brandstofpryse veral nou op almal se lippe en goeders ook, as 'n ou kyk na 'n voertuig of 'n bakkie? Ja, dis 'n baie goeie vraag. Brandstofverbruik is een van die eerste dinge waarmee 'n mens dink voor jy 'n nuwe voertuig koop. Tasman is 1.8 liter op 100, 80 liter tank, so hy doen so 1000 kilos op 'n tank, so hy staan. Ja, hy staan. Nee, definitief. En is regtig nie alles op papier nie op die einde van die dag met 'n bakkie, al sal jy sien, jy kry bakkies wat 7.1, 7.2 is, in die ware wêreld is dit maar
Dis alles omtrent 8 en 9 kilos. So as ons liter op 'n ons het nou 'n bietjie oor die estetika gesels nou so 'n bietjie oor die petrol of die diesel verbruik en dies meer. Wat soek mense? Soek hulle deesdae tegnologie, werksverrigting, soek hulle veelsidigheid, veral nou met die oog op 'n bakkie? Ek dink dit is 'n kombinasie van alles. So die daarvan van ons het 'n bakkie, hy bly by die huis, ons gebruik maar 'n kar in die week, ons vat die bakkie as ons weggaan. Ek dink daai is verby. So die bakkie is nou die kar. Hy moet kan werk, hy moet kan vakansie hou, hy moet kan kinders aflaai by die skool. Lekker. Nou ek weet Kia spog altyd met die nuutste en die beste features. Yes. So wat het hierdie bakkie waarna ons kan uitsien? So daar's twee goedes wat vir my uitstaan. So die een is ADAS. Ek weet nie of so ADAS is Advanced Driver Assistance Systems. So dis 'n klomp stelsels wat rondom veiligheids gaan. Die ander een wat baie interessant is X-Track mode. So X-Track mode is 'n tipe van off-road cruise control. Oh nice. So dis baie cool om te gebruik. Hoor jy, nou sit seker lekker en speel jy. As jy by die bestuur uitkom, dan kom jy agter, jy wag, ek moet seker net eers stop dat ek hier 'n knoppie druk om bietjie kyk wat daar aangaan. 100%. Is dit ook maklik om daarom te kan verstaan? Ek meen met soveel tegnologie, ek weet ook as ek in 'n huurmotor of so ry wat vreemd is teenoor dit wat ek ry, dan is daar skielik ander knoppies en goeders, maar ek meen julle verkoop spanne en goeders is so on the ball. Ja, ons hoop so. So wat ons is redelik geheg om seker te maak as altyd knoppies in die karre wat ons verkoop. So meeste van die nuwe karre is alles skerms en mense noem dit iPads. So dis is alles iPads wat binne in die karre is, maar ons het nog steeds knoppies. So dit maak dit baie makliker. En dit maak die verskil. As jy iets soek, is dit daar. Daar's 'n knoppie vir dit. Wat nice is. Ja, nee, kyk, oupa en ouma was gewoond jy moet die handbriek iewers optrek. Is nie 'n knoppie wat jy moet druk of so nie, en of jy moet hierdie knoppie druk vir daai. Exactly. Die nuwe generasie sit permanent met die iPads. Exactly. Hulle is Ja. Hoorie, en wanneer dink jy is 'n bakkie nou vir werksverrigting daar? Jy weet die ouens om met hom gaan boer, en wanneer dink jy is hy meer daar vir jou leefstyl? Ek dink weer eens dis tipe van 'n mengsel van die twee deesdae. Daar is dis nie twee aparte dinge nie. Ek meen as ons kyk na ons noem dit maar stadsboere, kyk na die bakkies wat rondry vandag, hulle lyk asof hulle reg is vir die plaas, maar dis omdat mense gebruik daai selfe bakkie om werk toe te ry elke dag, maar jy moet ook kan werk op die plaas op die naweke. En dis regtig een voertuig wat alles moet doen. Luister, ek is so nuuskierig, ek kan nie wag om in een van hierdie ouetjies net bietjie die wiele te laat rol nie. So, is hy van vandag af op die mark, in die mark, hoe werk dit? So vandag is die media launch, wat in die Kaap is, en ons gaan verkoop teen Vrydag, begin ons met retail verkope. Maar hy is klaar in ons handel, by ons handelaars. So die lekker ding is, jy is so opgewonde oor hierdie produk, jy gaan nie afvlieg Kaap toe vir die launch nie, jy reis sommer gou deur. Hoorie, en wie dink jy gaan julle nogal lekker kan met die mark slaan? Is dit nou maar die stadsblaasboere en die jappies en so, of vir wie hoop julle om regtig te kan? Ek dink dis jy so. Ek dink dis mense wat regtig een voertuig in die huis het wat alles moet doen. Natuurlik sal 'n ander klein kar wees, maar die bakkie is die een wat moet al die harde werk doen, harde vakansie hou. Dis die all-rounder, as ek kan so stel. Verskillende kleure, of kan 'n ou kies? So 'n klomp kleure wat ons inbring. So ek kan nie nou alles noem nie. Daar's 'n paar, maar as een van die kliënte op ons webwerf gaan, het ons al die verskillende opsies wat daarop is. Kom hy ook net uit in die 2 liter dan? 2.2 diesel. Hey, ek mag dit nie vergeet nie, 2.2. Ja. Ryan, ek is erg opgewonde en baie dankie dat julle die nuus met ons kom deel het. Maar nou ja, ook maar stil en teruggetrok. Hy wil ook nie te veel van die aap in die mou uitlaat nie, maar ons sal maar die pers die dinge dophou. En ek weet sommer dat almal van julle ook hierdie pragtige visuele elemente wat ons met julle gedeel het oor die bakkie net ekstra nuuskierig gemaak het. Maar nou ja, bly jy net waar jy is. Ons is net hierna terug met sport saam met Arnold Geerts. En as daar nou 'n man is wat van 'n bakkie hou, Ryan, ek weet, is dit ook ou Annie. Hy laai hom vol allerlei sports equipment, tekkies en dinge, en dan hardloop hy nie meer die Comrades nie, hy ry eerder van Pietermaritzburg tot in Durban. Bly ergens skakel hier by. Goeiemôre, good morning.